Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Ja, ons is besig met Johannes 11. Die gedeelte wat ons vanoggend lees, is seker een van die heel belangrikste gedeeltes in die hele Johannes Evangelie. Op hierdie oomblik gebeur iets wat absoluut onteenseglik bewys dat Jesus die Christus is en dat God hom gestuur het. Hierdie gebeurtenis is so radikaal dat daar absoluut nou vir die wêreld 'n krisis is. Want hulle kan nou nie meer vir Jesus ontken nie. En jy gaan sien van hier af, ook as jy die verhaal van die evangelie volg en van Jesus se lewe volg, hierdie is absoluut 'n skeidingsmoment. Kom ons lees dit. Johannes 11 vanaf vers 38. Jesus het toe opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dis al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Geliefdes, jy kan nou dink, het jy vir jouself ingedink, as jy nou daar in die skare gestaan het, ek kan dink daar was 'n paar mense wat hysteries geskree het. Want hier kom hierdie dooie uit die graf uit, nog met die doeke toegebind, grafdoeke vasgebind. Ander het dalk net versteen gestaan. Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Die dood en die tekens van die dood kan hom nie meer bind nie, dit kan hom nie meer vashou nie. En dan doen Jesus hierdie ding om vir hulle te wys dat hy het mag oor die dood. Die dood, wat eintlik hierdie definitiewe sekerheid was, is nie meer dit nie. Selfs die dood het eintlik nie 'n plek voor Jesus nie. Hy het ook selfs daaroor beheer. En dan die gebed moet jy baie mooi lees en snap. As Jesus daar vir sy Vader bid en sê, ek bid dit ter wille van hulle wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Onthou, die groot aanklag teen Jesus was dat hy God sy Vader noem. Maar hierdie is absolute bevestiging dat dit wel so is. Dat Jesus die volste reg het om dit te doen en dat Jesus regtig die seun van God is. Daar kan na hierdie gebeurtenis eintlik nie twyfel wees nie. Glo jy dat Jesus die dood oorwin het? Glo jy dat ook jy uit die graf gaan kom?
Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees. Dankie dat ons weet dat die oorwinning oor die dood was nie maar net een of ander geestelike gebeurtenis nie. U het fisies die dood oorwin ook. En daarvoor eer ons U. Help ons om met die krag van die opstanding te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.